Ons lees vanoggend saam Johannes hoofstuk 3. Ons gaan daar vanaf vers 1 lees tot en met vers 21. En dit is die hele gesprek wat Jesus met Nikodemus gehad het. Jy sal ook sien die opskrif daar. Jesus onderrig Nikodemus aangaande die wedergeboorte. Johannes 3 vers 1 tot 21. Maar voordat ons dit saam lees, is dit net reg dat ons eers ons hoofde sal buig. Ek gaan vra dat die manne staan en dan nader ons Here in gebed. Almagtige God, ewige God, enigste God. U goedheid kan ons nie meet of pyl nie. Here, ons bely, ons weet, daar is geen ander heil as in U nie. Aan U ons dank, aan U die eer. Ja, Here, dit is die lied van ons lewe. Ons het dit vanoggend ook weer gesing en ons sing dit so baie, so maklik. En partykeer sonder om regtig mooi daaroor te dink. Here, die waarheid daarvan is egter ewig, onveranderd. Dit sterk ons ten goeie sodat ons altyd opnuut ons lewens aan U kan wy. As U kinders, as beelddraers van ons Here. En daarom is ons ook vandag hier saam om die week te begin in aanbidding, in gebed, rondom die woord wat in ons ore en in ons harte echo, gehoorsaam aan die opdrag om hier te wees. Here, ons bid en vra dat as dit U wil is, seën die diens. Seën asseblief vanoggend ook al vanoggend se verrigtinge, dat ons die week met nuwe krag sal aanpak, versterk in die geloof, gevestig in die hoop wat ons ook hier hoor. Ons dra ons broers en susters aan U op wat van wie omstandighede groot beproewing ervaar en dalk ook nie hier kan wees nie. Dink aan Tannie Linda en oom Mike, oom Henny, Frikkie, oom Skalk, meneer Jan, oom Piet en Tannie Rita en Jopie, en dan ook oom Nico en Tannie Alvera se familie, en in besonder dominee Albert en sy gesin. Here, mag hulle ook weer versterk word in die lig van U teenwoordigheid in hulle lewens. Dankie waar ons ook al kan sien die verskil wat U daar maak. Dankie vir die wonderlike reën, o Here. Dankie vir elke verjaarsdag in die gemeente. Seën hulle in die komende nuwe lewensjaar. O Here, dit alles bid ons en vra ons, nie vir onsself nie, maar tot verheerliking van U heilige naam. Want U alleen kom toe die lof, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Johannes 3, ek lees vir ons vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie.
Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons lees net tot sover. Ek herhaal verse 19, gedeelte in 21. Die lig, of dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Broers en susters, as mense 'n klein kindjie vra om 'n gesin te teken, is dit tog te koslik om te sien hoe mooi dit vanuit 'n kinderhart uitgebeeld word. Het is mooi om te sien hoe al die karakters gewoonlik met hulle verskriklike groot koppe en klein maar lyfies tog te pragtig hande vashou. Die liefde wat uitgebeeld word met hartjies of iets soortgelyk wat in die lug rondom 'n klein huisie in die agtergrond sweef. Die glimlaggies op die gesiggies, soos wat net 'n kind dit kan teken. En daardie beeld is 'n beeld wat die res van daardie kind se lewe beïnvloed, vorm. Want 'n mens gaan altyd terug na dit wat jy ken. En so sal hy of sy ook eendag 'n gesin vorm, 'n gesin lei na die beeld van die gesin waarmee hulle groot geword het. Die beelde wat ons in ons gedagtes het van hoe dinge, hoe strukture op aarde moet lyk, bepaal baie maal die wyse hoe ons daardie dinge verstaan, hoe ons sekere dinge benader.
Dis die prentjie van hoe iets moet lyk, hoe iets moet wees in ons gedagtes. Byvoorbeeld, ons stop by 'n rooi lig, want dis wat die wet sê en ons glo dit is 'n reg om die wet te gehoorsaam. Verder sou dit in elk geval mense se lewens in gevaar stel as ons dit nie doen nie. So dit is die prentjie van hoe 'n kruising met verkeersligte moet werk. Nou kan u ook verstaan die gevaar as iemand se prentjie of iemand se beeld van die werklikheid nie reg is nie. Wat sou gebeur as ek gedink het dat ek nie nodig het om na die ligte te kyk nie, ek kan maar net ry? Wat sou die uiteinde wees as my beeld van hoe 'n kruising en 'n verkeerslig werk vir my gesê het, ek mag maar oor rooi ligte ry? Ongelukke sou plaasvind. Mense sou seer kry. Mense kan selfs hulle lewens verloor omdat my beeld van die werklikheid nie reg is nie. Omdat ek iets anders sien as wat in werklikheid die geval is. So om 'n verkeerde beeld van die lewe te hê, hou groot gevolge in. Dit maak dat jy goed verkeerd benader, verkeerd beskou. En dit maak ook dat jy maklik groot pyn en groot hartseer kan veroorsaak. Nou mense, dit is ook die geval gewees met hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Hier het ons te doen met 'n prentjie of 'n beeld wat deur 'n groot groep mense gehandhaaf was, wat heeltemal verkeerd was. Hulle het die werklikheid of die stand van sake gemis, omdat hulle die verkeerde verwagting gehad het. Nou dink vir 'n oomblik, hoe sal die paaie daar buite lyk of in een van die hoofstede soos Pretoria lyk, as almal skielik besluit, ons kan maar oor rooi ligte ry. En so is die geval hier, 'n groot groep mense het die verkeerde beeld gehad. Die beeld wat hulle gekoester het, die beeld, die prentjie van hulle toekoms, die toekoms van hulle volk, dit het veroorsaak dat baie van hulle dit waarop hulle gewag het, waarna hulle uitgesien het vir eeue lank, gemis het. En dit het amper ook met hierdie man waarvan ons lees, Nikodemus, gebeur. Soos die res van die Sanhedrin, soos die grootste deel van die volk, het hy 'n beeld van die toekoms gehad, waarin hy met alle mag en krag vasgehou het. En hierdie beeld het veroorsaak dat hy amper sy toekoms gemis het. Saam met die ander mense het Nikodemus uitgesien na die dag van die Here wat deur die profete vir so lank al voorspel was. Hulle het geweet die dag kom. Hulle het geglo dit sal aanbreek, maar hulle beeld van hoe dit sou lyk, hoe dit sou plaasvind, dit was heeltemal verkeerd. In die eerste plek was die prentjie van die Messias wat hulle gekoester het, glad nie hoe die Messias gelyk het nie. Hulle het die beeld gehad van 'n wêreldse leier wat met mag weer die volk sou bevry van almal wat hulle onderdruk het. Ons moet onthou, sedert die tweede ballingskap en die tydsduur daarvan, so tussen 600 en 400 voor Christus, was Israel glad nie weer onafhanklik gewees nie. Ja, daar was 'n terugkeer na die beloofde land, maar tot op hierdie punt in die geskiedenis waar ons nou ook gelees het,
was hulle nog steeds ondergeskik aan 'n vreemde land. Moes hulle nog steeds gehoorsaam wees aan 'n vreemde koning. So hulle het gedink met die dag van die Here sal die Messias kom met die mag van sy arm en op die punt van sy swaard hulle verlos van hierdie vreemde heerskappy wat oor hulle was. 'n Politieke leier, 'n militêre bevelvoerder, 'n magtige koning. Dit was wat in hulle gedagtes was. En hulle het gedink wanneer hierdie Messias dan die volk verlos, sou hulle saam met hom heers oor al hierdie ander volke. Net soos wat hulle onderdanig was vir eeue lank, sou al die ander dan onderdanig wees aan hulle. Die koninkryk wat die Messias sou vestig. Hulle sou in beheer wees. Hulle sou die besluite maak. Hulle sou oor die ander heers soos wat oor hulle geheers is. Dit is die beeld wat hulle gekoester het. Dit is die prentjie van die Messias en die koms van sy koninkryk waaraan ook Nikodemus vasgehou het. En hierdie verkeerde beeld het gemaak dat baie die Messias geheel en al gemis het. Dat hulle nie eers geweet het dat sy koninkryk aangebreek het nie. Matteus 12 vers 28 sê die Here vir ons, dan het die koninkryk van God reeds gekom. Hierdie verkeerde beeld het veroorsaak dat Nikodemus amper nie die Messias herken het terwyl hy met hom gepraat het nie. Nou aan die een kant lees ons, hy het besef Christus was 'n uitsonderlike persoon. Sy prediking was uniek. Dit was inspirerend. Sy tekens was wonderwerke vanuit die hand van God. Hierdie was beslis 'n man wat God gestuur het. Maar nou aan die ander kant het Jesus gesê, hy is die Messias. Hy is die seun van God. En in Nikodemus se gedagtes kon dit nie wees nie. Dit het nie sin gemaak nie. As Christus die Messias is, waar is sy weermag? As hy die Messias is, kom het hy nie die volk verlos nie. Waar is sy koninkryk wat sou kom? So die dinge het nie vir Nikodemus sin gemaak nie. Hy kon die persoon, hierdie Jesus, net nie inpas in sy beeld van die werklikheid nie. Met ander woorde, Christus het eenvoudig net nie in Nikodemus se prentjie gepas nie. En daarom lees ons, gaan hy die aand en hy gaan praat met Jesus. Hy het nie verstaan nie en hy wil antwoorde hê. Iets het hy gemis, maar hy het nie geweet wat nie. So ons lees, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. En dan lees ons 'n vreemde ding. Christus antwoord hom en sê, dat as jy nie weer gebore word nie, jy hierdie dinge nie sal sien of verstaan nie. Nou ook die antwoord het nie vir Nikodemus sin gemaak nie. En daarom vra hy, hoe kan 'n mens vers 4 as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En mense, die verduideliking wat dan daarop volg, wat Christus aan Nikodemus gee, is seker een van die mooiste dele in die evangelie. 'n bekende deel. Die kern van wat
ons godsdiens, ons geloof behels, wat dit omvat. Geloof in Christus tot redding van die sondaar, Johannes 3 vers 16. Die rede hoekom Nikodemus hierdie goed nie verstaan het nie, was omdat hy 'n verkeerde prentjie gekoester het. Hy het nie die verlossing van sonde verwag nie. Hy het die verlossing gesoek van aardse heersers. Hy het ook nie 'n hemelse koninkryk verwag nie. Hy het 'n aardse ryk verwag wat oor die ander geheers het. Die beeld wat Nikodemus van Christus, die Messias en sy koninkryk gehad het, was 'n verkeerde beeld. En daarom het hierdie man wat so ernstig was oor sy godsdiens, so graag beter wou verstaan, so amper nie sy Here waarlik leer ken nie. Ons lees later in die skrif dat Nikodemus vurig vir die Here Jesus opgestaan het in die saak voor Pilatus. Ons lees ook dat hy saam met Josef van Arimatea gaan vra het om Christus se liggaam te versorg nadat hy dood is. So Nikodemus is weergebore. Nikodemus het die ware Messias leer ken en in hom begin glo. Hy het die koninkryk van God gesien en daarin gedeel. Nikodemus het 'n kind van God geword, van fariseer na gelowige, van wettisisme na geloof. Want wat het gebeur toe God hierdie man se hart wederbaar het? God het daardie verkeerde verwagtinge, daardie verkeerde beelde wat Nikodemus gekoester het, uit sy hart uit verwyder. En hy het vir hom 'n ewige prentjie van 'n lewe in Christus geskets. Christus het vir hom die werklikheid gewys. Wat het gebeur toe God ons harte wederbaar het? Wat het gebeur toe Christus u hart verander het? Sien ons die nuwe Jerusalem wat kom soos Openbaring dit vir ons stel? Vou ons ook nog vas aan die verkeerde prentjies, die beelde wat ons in ons eie gedagtes geskep het? Want moenie 'n fout maak nie, die wêreld is lief daarvoor om God te ontken, te minag, juis omdat God nie in die wêreld se prentjie pas nie. En daarom vir soveel mense is daar nie plek vir God in hulle lewens nie. Die rede daarvoor word vir ons vasgevat in ons teksverse vanoggend. Dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die mense kan God nie raak sien nie, want hulle kyk vas in die verkeerde beelde, in die duisternis. En hulle mis die waarheid, hulle mis die lig wat hy gebring het. Mense stel nie vandag belang in God se koninkryk nie, want dit pas nie in by dies wat hulle self probeer skep nie. En weet jy, die realiteit is en die hartseer daarvan is,
dat dit nie net ongelowige mense is wat verkeerde beelde in hulle gedagtes vashou nie. Luister en hoor of van hierdie bekend klink. Ek kan seker maar so nou en dan 'n bietjie saam met die manne vashak en 'n biertjie of 6 drink. Doen dit nie elke dag nie. Seker nie verkeerd as ek net so nou en dan uithak nie. God weet mos ek is nie perfek nie. Ek hoef seker nie vanoggend kerk toe te gaan nie. Het was 'n lang week. Ek is moeg. Ek was daar al 2 keer hierdie maand by die kerk. Ek dink ek doen my deel. Maar God is mos 'n God van liefde, hy sal my vergewe. Ag, ek dink ek gaan na kerk gou by die winkel stop. Ja, dit is Sondag, maar ek het nie tyd gehad om hierdie week my inkopies te doen nie. Daar's mos in elk geval ander mense wat koop, so die mense daar moet my help. Hy sal nie vir my kwaad wees nie, want ek was mos by die kerk. Is dit nie hoe ons prentjies van 'n werklikheid maak, van 'n werklikheid skets en koester, wat nie met die werklikheid van die lig in stryk is nie? So teken ons prentjies waarin ons die beeld van God inpas en verander, sodat dit inpas by dit wat ons wil hê. 'n beeld van God wat ons vir onsself voorhou, net soos wat die Sanhedrin gedoen het, net soos wat Nikodemus gedoen het en die grootste deel van die volk gedoen het, wat nie ooreenkom met die ware beeld van ons Here nie, die beeld soos wat hy homself aan ons in sy woord openbaar nie. En weet jy wat? Dan begin ons al meer om hierdie verkeerde beeld van God in ons gedagtes te aanbid, eerder as wat ons die ware God self aanbid. Ons moet onthou dat hoe God ons geskape het, het hy ons na sy beeld geskape. God word nie geskape na die beeld van mense nie. As dit verkeerd om is dit niks anders as beeldediens, as afgodsdiens nie. Want ons prentjie van God word dan belangriker as God self. En weet julle vier, onthou julle wat ons vir mekaar gesê dat Christus vir ons so 'n mooi prentjie geteken het van die werklikheid. Sy skilderdoek was Jerusalem. Sy kwas was die kruis. Sy verf was sy bloed wat daar vir ons gestort is. Dit sodat die wederbare kinders van God die werklikheid van sy koninkryk sal sien en sal binnegaan, dat sy kinders van die lig genoem sal word. Dis vir ons die beeld van 'n gesin met God die Vader wat oor ons sorg, vir ons sorg en oor ons heers. En in Christus die hande van sy kinders, van elkeen van ons vashou. 'n hemelse gesin waarvan die beeld van liefde uitstraal. Dis die prentjie van 'n kind van God wees. Dis die prentjie van 'n kind van die lig wees. So ons, hou dit. Ons as sy kinders, as kinders van die lig, is beelddraers. Maar ons is nie geroep om beelddraers te wees van valse waarhede en skewe prentjies nie.
Ons is beelddraers van die lig. Ons is beelddraers van die hart wat Christus vir ons wederbaar het. Ons is beelddraers van die waarheid van Christus in die kruis. As kinders van die lig, is ons beelddraers van die beeld van God. En onthou, vir jou het hy so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat jy wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God, ons koning, ons Here en ons verlosser. Here, ook hierdie gebed begin ons deur U te loof en te prys. Want eerstens, alles wat ons hier doen, is tot eer en verheerliking van U heilige naam. En daarom bid ons en vra ons, mag ons lewens, ons mens wees, daarvan getuig. Mag ons beelddraers wees van hierdie werklikheid, van hierdie waarheid, wat U vir ons geskenk het. Mag dit wees vir U, in lof tot U, in gehoorsaamheid aan U. Mag dit wees in geloof. En dit bid ons in besonder vanoggend vir Meniel, vir Nicole, vir Andries en vir Franco. Dat hulle lewens die beeld sal wees van kinders van die lig, van kinders van die Messias en die Koning. En o Here, waar hulle volgende week saam met ons die nagmaal gebruik, mag dit alles opnuut weer 'n getuienis wees van die grootheid van ons God, van die genade van ons Here. Dit alles vra ons nie uit verdienste nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.